red die Here nog steeds geharde matrose. En dis wat ek graag vandag met julle wil kom gesels. 3 gedagtes. Jy sien, die vraag vandag wat ek by jou wil los is nie of die Here Jesus en God nog steeds mense wil red nie. Wil hy nog steeds mense red? Hy wil nog steeds mense red, absoluut. Maar hoe red hy mense? Dis wat ons hier in die skrif kan sien, vriende. En daarna wil ek na 3 antwoorde gaan kyk wat Jona in hierdie teksgedeelte van vers 4 tot vers 16 vir my en vir jou gee. So is jy reg daarvoor? OK, absoluut. As jy skryf, die Bible app is ook natuurlik daar. Jy kan onder die wens gaan kyk en daar sal jy ook die raamwerking sien. Antwoord nommer 1. Skryf gerigs. Die Here skud mense wakker. Dis hoe hy mense red. Die Here skud mense wakker deur storms. Ek sal vir jou 'n oombliekie gee terwyl jy besig is om dit neer te skryf. Maar vriende, as ons na die woord van God gaan kyk, Jona 1 vers 4 dit sê, maar die Here het 'n kwaai storm oor die see laat opkom. Daar was 'n baie sterk wind op die see en die skip wou uitmekaar uitbreek. So die van julle wat taal ken, ek is nie 'n taalkundige nie, ek was meer 'n wiskundige. Nee, dan het hulle, wat is daai Afrikaans, is dit sinsdele? Who or what does subject, predicate and object, wat is dit? Daai goedjies, né? Almal kyk vir my, ja, daai goed. Daai goed, ja. Nee, so die vraag is, wie of wat is besig om die kwaai storm oor die see te laat opkom? Die Here, vriende, is besig om dit te opkom. En wat die woord vir my en vir jou wys hier is, hierdie is nie 'n passiewe God wat ek en jy dien nie. Hy's nie passief nie. Wat God is hy is aktief betrokke. Hy's 'n aktiewe deelnemer by sy mense. En ek en jy dink partykeer nee, maar hy sit maar net terug. Hy het nou klaar vir Jona mos nou. Hy gaan nie inmeng met sy hart nie. Maar dis nie die God wat ek en jy dien nie, vriende. En dan kyk ons, hy het dit oor die see laat opkom. So wat dit vir my en vir jou sê is, God rig die storm, hy roep die storm en hy sê vir hom, gaan daar na 'n sekere skipie op die see. Ongelooflike gedagte. En die opkom as ons gaan kyk na die ou geskrifte in Hebreëus, dan gebruik hy hierdie woordjie til. En til beteken letterlik to throw or to cast. Right? It means to hurl down with power. Ek kan nou nie vir jou wys hurl down with power nie, né? Right? It means to hurl down something with power. En die 53 vertaling gebruik die woordjie werp. Hy werp die storm oor die see. En dis dieselfde werkwoord wat oor en oor gebruik word. Later, as hulle die goed uit die see uit, of uit die boot uit gooi, selfde werkwoord, to cast it out. As hulle vir Jona later in vers 15 of 16 oorboord gooi, selfde werkwoord wat gebruik word. Nou vra jy vir my, Kenneth, hoekom sê ek dit vir jou? Ek wil hê jy moet verstaan, vriende, elke beweging wat gebeur in hierdie verhaal, in my en jou lewe, begin omdat God in beheer is. Amen. Hy is in beheer en alles wat daarna vloei, elke reaksie wat daar uitkom, vriende, is omdat ons God soewerein is. Dis sy soewereine inisiatief wat lei na wat volgende gaan kom. En in plek daarvan dat ek en jy moet sit en worry oor Jona se passiwiteit, dan sien ons hier 'n God wat nog steeds mense kom bereik, wat ek en jy nooit die kans sou voorgegee het nie. Ons mis heeltemal die storie van hierdie matrose. En as ek en jy nou die perfekte evangelisasieplan moet optrek, dan is ek seker ons sou nie by die manne begin het nie. Ons sou nie begin het by 'n skip en by matrose, wat nie my en jou waardes dalk deel nie. Maar vriende, God skud mense binne in daardie oomblik nog wakker. En verlede week het Johan gesels oor hierdie matrose. Hulle was heidene, hulle het afgode gehaat. Né? Hulle was geharde matrose. Hierdie ouens het presies geweet hoe die paadjie moet lyk, soontoe en terug. Ek nou net vir jou gesê, as hulle nie die seile kon gebruik het, hulle geroei. So dit was nie tingerige ouetjies soos ek, nee, wat sukkel met hulle swangerskapsgewiggies nie. Hierdie ouens was groot manne, geharde manne, en hulle het buite die wil van die Here geleef. En dalk, vriende, kies ek en jy ook wie ontvanklik moet wees vir die woord. Sonder dat ek en jy weet, in 'n predisposisie wat ek en jy dalk in ons harte het, dan sê ons, ag, weet jy wat, nee, hierdie man, hy lyk so bietjie hard, man, so bietjie skurf. Ek weet nie of ek met hom kan praat nie. Sy, ek sê aspres sy, né? Sal nooit luister nie, mans, moet nou nie jou vrou stik nie, asseblief. Sy sal nooit luister nie. Hulle is reeds, hulle is te wêrelds, die mense nie, ons kan nie met hulle praat nie. Hierdie huis, hulle is hopeloos.
jy weet, moenie so toe gaan nie. Wat hulle daar doen is, nee. Ons kies baie keer wie ontvanklik vir die woord moet wees. Maar vriende, God werk nie so nie. En ek gaan nou vir jou wys, dis nie ek wat so sê nie, die skrif sê so, God werk presies waar ek en jy nie kyk nie. En die woord sê nie in Samuel 16 vers 7, die mens kyk na die uiterlik, maar die Here kyk na die innerlike. Hy kyk na die innerlike. En Jesus kom wys vir my, hy gee vir ons die maatstaf, hy maak dit sy missie in Lukas 19:10 en hy sê die seun van die mens het immers gekom om te soek en te red wat? Verlore is. So hy kom nie om te soek wat klaar gevind is nie, hy kom soek wat verlore is. Paulus ego hierdie gedagte in 1 Korintiërs 1:27 en hy sê, God kies juist die mense wat die wêreld geringag. En dink jy die mense sou gewoonlik na matrose kyk en hulle geringag? Absoluut. So die vraag, vriende, wat jy jouself moet vra, weet jy dalk vanoggend afgeskryf? Weet jy dalk vanoggend afgeskryf of dalk is jou gebed 'n bietjie klein? Of weet jy besluit, val onder die vaandel van nee, daai persoon is dalk nie ontvanklik of toeganklik vir die Here nie. En ek wil jou kom bemoedig om vanoggend te sê die skrif uit waar ons hier vir Jonas sien is, ons God spesialiseer, vriende, in verlore mense wat ander van ons nie altyd sien as mense wat die Here wil red nie. En ons kry hulle hier op hierdie see en hulle is besig om paniekbevange te raak en tog bring storms mense op hulle knieë. Storms, vriende, in my en jou lewe bring ons op ons knieë en dit konfronteer ons met vrae en ons sien hulle is besig om uit te roep in vers 5. Hulle weet in hierdie oomblik, vriende, dis 'n bonatuurlike storm. Hierdie is nie 'n gewone storm wat hulle al op hierdie water gekry het nie. En die vraag wat ons gekonfronteer word as ons in middel van die storm sit, wat ons nie altyd moet antwoord as alles kalm en stilte is nie, is vrae soos, wat is die sin van my lewe? Here, waarheen gaan ek as ek nie meer leef nie? Is daar meer as net hierdie wêreld? Goeie vraag. Wie kan my help uit my storm uit, Here? En dan sê die psalmis, voordat ek swaar gekry het ek gedwaal, maar nou hou ek my aan u woord vas. God sê dieselfde in Hosea 5, hy sê, in hulle nood sal hulle my hulp kom vra. Ek en jy is geprogrammeer om uit te reik na die Here toe en te vra. En hy gebruik baie keer storms, vriende, in my en jou lewe om deur 'n hart te kan breek wat gesluit is en toegesluit is vir hom. En baie keer gebruik hy my en jou storms om mense buite die kerk aan te raak, om te sien hoe ek en jy optree. Hoe lyk ek en jy wat sê ons is Christene binne in die storm? Dis hoe hulle kan sien wat dit is om 'n kind van die Here te wees. In Handelinge kom sê dit so mooi, God het hulle gemaak om hom te soek, al sou hulle ook moes rondtas om hom te vind. Hy is nie ver van enige van ons nie. En vriende, daarom wil ek jou kom sê, dalk bid jy dikwels, Here, vat net hierdie storm weg van my af. En dalk moet ons die gebed net so bietjie verander om te sê, Here, ons het Johan het ook aangeraak. Hoe wil U my gebruik? Hoe wil U my eerder gebruik in die storm? Wat is dit wat U van my wil kom wys binne in my eie hart wat my help? Want vriende, ek en jy kan nie slaap nie. Ons kan nie toelaat dat mense soos hierdie kaptein van hierdie skip moet kom en vir my en vir jou as kinders van die Here wat die woord ken, wys wat dit beteken om die Here te volg nie. Want Jonas het geslaap. Hy was onbewus. Maar dis die gevaarlikste toestand, vriende, wat ek en jy as 'n kind van die Here kan hê, dat ons heeltemal net afgestomp is. En dalk is dit nie in jou lewe 'n tyd waar jy 'n rebel is nie. Jy's nie hierdie uiterste rebel nie. Jy's maar net 'n bietjie afgestomp in jou hart. En dan wil ek vir jou kom vra, is jy wakker genoeg om te sien wat God om jou doen? Of slaap jy op hierdie oomblik? Vriende, die storm het gedoen presies wat dit wou doen. Die storm het mense wakker gemaak. Die storm het almal van hulle wakker gemaak. Maar wakker, vriende, vir my en vir jou, is nie genoeg nie. Dis nie genoeg om net wakker te wees nie. Daar's 'n geheime rebellie wat die Here hier probeer kom ontbloot en dalk is dit in my en jou hart ook. Daai geheime rebellie, die sonde wat binne ons harte is voordat hy kan begin werk. En wanneer hy na 'n punt toe kom waar ons sonde kan ontbloot, Here, vriende, dan kan die Here sy plan laat werk. So, antwoord nommer 1 is, wat ons hier sien uit die skrif is, die Here skud mense wakker deur storms.